Ons maak die Bybels oop by Johannes hoofstuk 3. Johannes die evangeliebeskrywing en daarvan die 3de hoofstuk. Baie bekende gedeelte waar Jesus 'n besoeker in die nag ontvang. 'n Fariseer met die naam van Nikodemus. Hy praat met die Here Jesus. Hy sê vir hom, ons weet dat U 'n leraar is wat van God kom. Die gesprek word 'n onderrig in die redding van Christus, die wedergeboorte, 'n begriploosheid van Nikodemus, want die Here Jesus is aan die woord en hy weet nie, gebore, weergebore. Ons lees saam vanaf vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan stil by die gedeelte vanaf vers 16 tot 21 in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons dink aan die saak van lig en duisternis, wanneer ons dink aan genoeg lig hê of te min lig hê, wanneer ons dink aan wat het ek nodig om in die donker te wandel, of is daar iets soos donker en te min lig? Dan dink ons aan ons tyd en ons dag en die plek waarin ons woon, van dorp tot dorp, stad tot stad. En ons vra of hier vra is oor lig of donker. As dit kom by gedrag, en openbare gedrag, dan sal ons kan sê, daar is definitief in vandag se tyd 'n stryd vir sommige om in die donker te bly, of 'n stryd om na die lig toe te beweeg. Daar is 'n vraag oor waar is dit gemaklik en waar is dit ongemaklik. Vir 'n katekesant wat 'n jaar lank, meer as 1 jaar, die lig ontvang het op die Bybel as die plek waar ons lig moet vind, en vandag daarop moet antwoord, sommige vanuit 'n verbondslewe, ander
vanuit 'n ontferming, maar almal van ons vanuit 'n ervaring van die Here wat eers met ons begin het. En vandag word ons herinner aan openbare belydenis. Iets wat nie in die duisternis gebeur nie net binne 'n gebou onder ligte nie, maar voor ander. Johannes 3 vanaf vers 16 wil iets sê oor wat is die inhoud hiervan? Wat is die inhoud van vandag se saak? Wat is die simboliek werd van twee sakramente wat vandag sigbaar is met die woord in die middel? Wat is die twee vingers wat wys na die woord van God werd vandag by hierdie geleentheid? En wie is die fokuspunt? Hierdie gebeure wat afspeel in Johannes 3 in die beginverse speel af in die donker. In die middel van die nag kom 'n man met die naam van Nikodemus by die Here Jesus aan. Hoekom in die nag? Sodat die ander fariseërs nie weet hy is daar nie. Want Jesus op hierdie stadium was nie 'n persoon wat hulle mee almal geassosieer wil word nie. Dalk. Of hoe hy nuuskierig was om met hom te gaan praat en dat hy alleen daarvan weet. Maar dit wat in die donker gebeur, word mos nie deur almal gesien nie, en daarom is die donker 'n sleutel in hierdie gedeelte. Nikodemus kom by die Here Jesus en sê, Rabbi, dit beteken meester, dis staan in vers 2. Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is. Die woordjie ons sê, dis nie net ek, Nikodemus, wat dit sê nie. Daar is rondom my mede-fariseërs en dalk ander wat sê, hier's iets anders besonders met hierdie man. Jesus is dalk 'n verskynsel wat hulle nog nie verstaan nie. Maar is hy die Messias? Wie is hy nou eintlik? Rabbi, hulle erken hom as 'n leermeester want sy kennis is ongelooflik baie. Die gesag waarmee hy leer, daar is definitief iets daaraan. Daarom kry hy die erenaam Rabbi, wat leermeester beteken. Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, maar nie net 'n leraar nie, 'n van God gestuurde leraar. 'n Besonderse leraar. Want niemand kan hierdie tekens doen nie, en dit was 'n belangrike saak. Niemand kan doen wat u doen, en niemand sien dit raak nie. Niemand kan sommer net 'n ding doen, soos wat u dit doen. Johannes 2 het hy water in wyn verander. Hy het 'n bruilof die beste bruilof gemaak. Ons weet dat hy mense genees het. Ons weet dat hy besonders opgetree het waar daar nood was. En eers moet daar 'n lig opgaan oor wie hy is. En dis hierdie lig wat maak dat die donker Nikodemus nie kon keer nie. Maar hy wou in die nag gaan oor 'n bepaalde rede, wat hy nie vir ons sê nie. Maar ons kan maar raai, as ons na die konteks kyk van die Nuwe Testamentiese evangelie beskrywings. Die fariseërs was nie vir hom lief nie. Die fariseërs het nie daarvan gehou dat hulle gekonfronteer word nie. En wanneer Nikodemus hierdie woorde sê, begin Jesus met die waarheid. In die donker begin hy lig werk en hy praat oor wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is die lig wat aangeskakel word in 'n donker wêreld. In die lewe van 'n mens wat net donker kon sien. Nie lig kon vind nie. En dan word daardie lig aangeskakel en skielik begin die wêreld anders lyk. Want die Gees van God het op 'n bonatuurlike wyse kom woning maak in die lewe van daardie mens wat van God af weergebore is, wat van God af nuut gemaak is,
wat in hierdie wêreld 'n bestaan kom maak. En nou lyk die lewe anders. Die ingesteldheid anders. Die uitgangspunte anders. 'n Openbare verandering, want 'n geloofsverandering het plaasgevind. In die openbaar sigbaar, want 'n verandering het plaasgevind. Hoekom is dit moontlik? Want daar het 'n verlosser ingetree. En hierdie verlosser wat ingetree het in die lewe van daardie mens, deur die Gees bewerk, het veroorsaak dat daar 'n lewensverandering nou plaasvind. En daarin staan ons stil by hierdie geleentheid. Want Christus het gekom om verlossing te gee en gevolglik hoop. Want Nikodemus word herinner aan iets wat hy baie goed ken. Hy word herinner aan 'n slang wat op 'n paal geplaas was. In die tyd van Moses, in die woestyn, waar giftige slange mense gepik het, en as hulle opgekyk het na die koperslang, het hulle genees, hulle het genees geword, hulle het gesond geword van 'n gifbyt. En as hulle om hulle gekyk het, was daar alreeds sommige wat gesterf het. En wie word opgerig, vers 16? Die vers wat u kan memoriseer, jong geslag, want die ou geslag ken dit soos Psalm 23. Want daar is een vers in die Bybel wat almal goed ken. En dis hierdie vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Lees daarby vers 18. En ons hoor die woorde, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Nikodemus sit hier voor Jesus. Hy hoor, kyk na die slang. Onthou jy die slang wat verrys het en tot almal se genesing gekom het? So moet die seun van die mens verhoog word, sodat almal gered kan word. Nikodemus, daar's een pad na lewe tot in ewigheid. Dis die seun van God. Dis die geloofspad, die enigste pad van geloof wat bestaan, wat gegee is. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy hierdie pad bekend gemaak het, dat hy die kruis laat verrys het, dat elkeen wat na die kruis kyk, sal sien daar is die lig. En dis die eerste saak wat jy moet hoor. Nikodemus word gewys waar lê verlossing. In Christus. Waar lê hoop? In Christus. Waar lê die ewige lewe? Se begin? In Christus. Wie sal die ewige lewe 'n werklikheid maak? Christus. Is daar nie 'n ander pad nie? Nee. Is daar nie 'n ander geloof nie? In die openbaar sê ons dit vandag. Nee. Is daar nie 'n ander Here wat ons kan bely nie, katekisante, ouers, medegelowiges? Nee. Daar is geen ander belydenis in die ganse wêreld beskikbaar, behalwe dat Jesus Christus vir my gesterf het. Dat hy vir my 'n lewe bewerk het. Dat hy vir my op 'n pad geplaas het, sodat ek hom kan verheerlik en lewe tot in ewigheid. Maar dominee, hierdie is 'n gevaarlike belydenis, want hoe kan ek hierdie belydenis uitleef? Nikodemus sê, wat sal Nikodemus sê, as hy nou geskryf het wat hy gesê het? Want Nikodemus het nie reageer nie. Ons het nie 'n teks van Nikodemus, waar hy gesê het, maar kan nie wees nie. Het die Here hart op sy hart gedruk om te dink oor waaroor dit eintlik gaan? Kan jy onthou wie sy liggaam van die kruis afgehaal? Wie het sy graf beskikbaar gestel vir Jesus? Gaan lees maar.
Jy sal die naam Nikodemus daar kry. Hy het dit ter harte geneem, hy het dit gehoor, hy het dit beleef, en daar was 'n geloofsdaad, want hy moes gaan vra uit vir die liggaam, hy moes die liggaam gaan begrawe in die grotgraf, letterlik die klip wegrol, en hom daar bære. 'n Grotgraf het nie normaalweg geklip voorgehad nie, dit was 'n veiligheidsmeganisme later toegevoeg. So hulle kon maar net die graf gebruik, want dit is Nikodemus se eiendom. Ons kyk dus na die Here Jesus, wat met 'n mens besig is, wat vas kan val in vandag, met my omstandighede as fariseer, prakties op ons tydvak. Ons kyk dus na iemand vandag, wat gekonfronteer kan word met Jesus in die openbare belydenis. En die vraag moet antwoord, is dit die moeite werd om te glo, dat Jesus Christus die Seun van God is? Is dit die moeite werd om dit te bely, my hele lewe lang? Verse 19 tot 21 gee vir ons die saak soos dit staan. As Jesus Christus, en dis die vooraf veronderstelling, hy is die lig wat in die donker wêreld ingekom het. Hy is die een wat 'n keuse vereis, of sy lig of geen lig. Ek herhaal. Hy is die een wat 'n keuse van hierdie wêreld verwag, of sy lig of geen lig. Daar is nie 'n ander kragverskaffer. Daar is nie 'n ander ligverskaffer beskikbaar nie. Daar is net een ligverskaffer. En hierdie ligverskaffer is die ewige God, die Seun Christus Jesus. Deur sy Gees is sy ligverskaffing onbeperk. Soos ons gelees het in Genesis 1. Laat daar lig wees, en daar was lig. In Openbaring, daar is nie 'n lig nie, Christus is self die lig. Hy is die lig. Hy is die ewige lig, van ewigheid tot ewigheid. En as hy daar is daar lig. Die wêreld word geopenbaar. U en ek kyk na die wêreld uit die oë van die skrif. Meer en besonder deur die oë van Nikodemus. Hy hoor hierdie woorde. Ons hoor wat Nikodemus hoor. Johannes maak dit vir ons baie duidelik. Ons hoor wat Nikodemus hoor. Wanneer die wêreld sê, Jesus is nie die Here nie, het hulle 'n keuse gemaak, ons soek nie die lig nie. Wanneer die wêreld 'n keuse maak in hulle gedrag, ons soek nie die Here nie, dan wys hulle ons soek nie die lig nie. Vers 17 is 'n baie harde vers. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar vers 18 sê, maar sommige het hom nie geken nie en wou hom nie ken nie, en daarom is hulle reeds veroordeel omdat hulle geweier het om te glo in die Seun van God. Vers 19 sê, en dit is die oordeel, en dit is belangrik. Vers 19 sê, dit is die oordeel. Vers 29 gee vir ons die saak wat u en ek prakties moet bekyk. Ons moet dit prakties bekyk, want die wêreld om ons is nie 'n teoretiese wêreld nie. Die wêreld om ons is nie 'n prentjie van niks nie, of 'n storie van iemand anders nie, maar my oë en oorbelewenis van die werklikheid. Die wêreld is 'n oor en 'n oogbelewenis van die werklikheid. God se woord is die lig wat skyn op die werklikheid. Ons sien dit raak as God dit sê. Glo ons dit as ons dit met ons oë sien, met ons ore hoor? Hoe lyk die oordeel, sê die Here Jesus? Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Dit is Jesus. En die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen,
haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Wanneer ons oë uithaal en kyk, ons ore afhaal en hoor, as ons kon, en met baie skerp fokus na die gedrag van die wêreld om ons, en selfs by ons, en selfs onsself. Die wêreld daar buite, want dit is maklik om daar te kyk. Die wêreld hier naby, want dit is maklik om hier te sien. Maar die wêreld het ons nooit na kyk nie. My eie lewe. En ons vra die vraag, hoeveel boosheid laat ons toe? In my kring, my lewe. Want hierin lê die gevalle toestand van die mens. Wanneer Adam en Eva daar in die tuin van Eden is en hulle lewe in 'n volmaakte verhouding met die almagtige Vader en hulle luister nie na sy woord nie, en hulle luister na 'n leienaar en hulle sê dis reg, ons vat, ons eet, ons deel, ons eet, ons raak bewus van ons naaktheid, ons sonde en ons oordeel. Ons raak diep bewus daarvan dat ons nou gebroken is. Ons verstand verdorwe geraak het, ons oë versluierd raak en ons soms nie sien nie. Dan sien ons hoe Kain vir Abel doodslaan uit haat en nyd. Ons sien hoe sonde net eskaleer wanneer mense in 'n donker toestand in hierdie wêreld vanuit 'n geloofsbasis na 'n ongeloofsbasis beweeg uit eie oortuiging. Ons wonder nie eers hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit want dit het reg gelyk in ons eie oë. Is dit nie waar wat ons in die laaste vers van Rigters lees nie? En elkeen het gedoen wat reg is in hulle eie oë. En God was swaar op Israel oor hierdie siening van dit was reg in my oë. Ai, maar dit klink aan soos vandag. Almal sê, dis vir my reg. Weet nie hoekom jy nie daarvan hou nie. Of jy's ook reg. Moenie my veroordeel nie, want ek is ook reg. En so raak die wêreld met ons besig, want hierdie saak wat die sondeval op ons geplaas het, is nie net in my lewe nie, maar ook aan hulle wat nie eers weet van die Here nie, of van hom gehoor het, en sê ek wil hom nie meer ken nie. Want hoe meer mense leef soos hulle wil, hoe meer trek hulle die donker na hulle toe. Want hulle wil nie hê dit moet in die openbaar wees nie. En as jy dit durf in die openbaar plaas deur iets te sê daaroor, dan sê hulle los my uit, dis myne. Ek sal dit bære, dis myne. Ek sal daarmee leef soos ek wil. Hier is my heining, jy kan nie daar inkom nie. Ek maak hom toe. Hy is nie vir jou beskikbaar nie. Dis myne. Maar wat van die lig van Christus? Kan ons vra? Nee, ek het dit nie nodig nie. En vra 'n bietjie die vraag af op 'n praktiese basis. Is daar 'n saak in hierdie wêreld waaroor God iets mag sê? Is daar 'n saak in hierdie wêreld waaroor Christus 'n opinie mag hê? Hy is natuurlik God. Hy het meer as 'n opinie. Hy het die regterstoelwoord. Bybels gesproke kan hy alles sê, want dis hy wat weerkom op die wolke om te oordeel. Wanneer ek in my eie lewe katkesant, ouer, vriend, gemeentelid, besig kan wees met my werk, besig kan wees met my lewe, en dit maak nie saak wat Christus daaroor sê nie, is ek in die lig, is ek in die duisternis. Vlug ek weg van die lig van Christus, sy woord, sy gees en sy waarde, of gaan ek daarna? En ons het almal 'n selfondersoek vraag om te antwoord. Maar daar is nie een wat God soek en hom waarlik liefhet met ons hele hart nie. As die gees van God nie in ons werk nie, het ons geen vermoë om by hom uit te kom nie. Lees gerus Romeine 3 en word diep bewus van die gebroke toestand van elke mens.
ons het nie die vermoë om by hom uit te kom nie. Maar jy vra maar hoe sal ek dan 'n hoop kry? Efesiërs 2 lees baie mooi. Geskrywe deur die apostel wat beleef het wat dit is om skille van jou oë te laat afval. 'n werktuig in die fariseïsme. 'n Fariseer uit murg en been. Lees sy getuigskrif in Filippense 3. Een uit die stam van Benjamin, 'n Israeliet, ware getuienis van regverdigheid. 'n liefhebber van die wet en het volgens hom 100% gehoorsaam afgemerk, maar sonder Christus. Sonder die ware lig stap hy in Handelinge 9, mars hy op na Damaskus, want hy gaan doen wat God wil hê, so reken hy uit sy eie oorleg. En hy gaan doen wat reg is, en toe hy gestop word, met blindheid geslaan word, moet hy een sinnetjie hoor. Saulus, waarom vervolg jy my? Waarom is jy 'n werktuig van die Satan teenoor my, sou ons kon vertaal? Waarom is jy 'n bedienaar van die duisternis teen die lig? Met ander woorde, 'n stryder vir die donker teen my. En duisternis was al antwoord wat hy gekry het vir 3 dae. 3 dae. En toe die begenadiging van die Here Jesus, deur die Gees se werking, 'n harde hart Saulus verander in 'n sagte hart, bedienaarshart, 'n apostelhart, 'n gestuurde hart, 'n werktuig, soos die Here Jesus self sê, vir Ananias, om die evangelie te gaan dra, dan word jy 'n lig in duisternis. Nie 'n duisternis teen die lig nie. En dis wat vers 21 sê. As jy nie stry teen die lig nie, wat doen jy? Hy wat die waarheid doen, sê vers 21, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, en dat hulle in God gedoen is. Jy kom na die lig, dat die werke nie openbaar gedoen word. Matteus 5 vers 16 sê, dit wat jy doen voor mense, is om God te verheerlik. Dit wat jy gaan leef voor God, is om God te verheerlik. Want jou godsverheerlikende dade, Efesiërs 2 vers 10, is werke waartoe jy geroep is. Jy is geroep tot daardie werke, Efesiërs 2 vers 10. Want uit genade is jy gered, nie omdat jy so goed was nie, nie omdat jy so sterk was nie, nie omdat jy so goeie fariseer of wetgeleerde of kundige was nie, maar omdat God jou gered het, geroep het, gestuur het, gemaak het wie jy is. Hoe het ons hier gekom? Ag, Domie is maklik, my pa was in die kerk, my ma was in die kerk, ons was in die kerk. Daarom is ek hier, vandag katkeseer ek. Net 'n proses. As dit jou uitgangspunt is, vra die vraag, is jy besig met die lig of besig met die duisternis? Want as Christus nie jou rede was, nie jou tradisie nie, maar jou rede moet Christus wees, dan bely ek nie wat ek moet bely vandag. En as jy deur daardie pad gestap het en jy was daar omdat almal dit gedoen het, nou het ek dit ook gedoen, nou is ons daar. Waar staan ons regtig? Soos 'n Paulus, vervolger van die kerk, in diens van 'n kerk, maar nie die Christelike lig nie. Waar staan ons? Jy hoor dis, hier's meer aan die onderrig van Nikodemus, aan die onderrig van 'n sogenaamde kerkmens, as daar so iets kan bestaan. Weet dit, geliefdes. Die genade is veel groter, want verlossing het nie gekom vanuit die werke van mense nie, maar uit die genade van Christus. Verlossing het nie gekom omdat almal so goed geleer is nie, maar omdat Christus gesterf het aan die kruis. Verlossing het nie gekom omdat 'n mens hierdie pad goed bepaal het nie, maar omdat Christus die enigste weg is en was
en sal wees. En daar is geen ander saak groter as Christus. Daar is geen lig meer beskikbaar as sy lig. Daar is geen saak wat hierby gevoeg kan word en sê, dit lyk daar nou goed en reg en mooi nie. Want beide die tekens wat ons voor ons raak sien vandag, sê net een ding. Die wyn dui op die bloed van Christus en daarom is ek verloste. Die water in die doopvont dui op die bloed van Christus en daarom is ek afgewas deur die bloed van Christus. En hierdie twee vingers wys, natuurlik die brood wys op die gebroke liggaam wat Christus gedoen het, sodat ek verloste kan wees. En is die twee tekens wat wys na die woord wat die weg en die waarheid is, want Christus is daarin die sleutel. En in die openbaar is dit die liggewers. Die tekens wat wys na die woord, doop, nagmaal. En die woord wat staan as God se wil vir 'n donker wêreld. 'n Wêreld wat niks met die Here Jesus te doen wil hê nie. Maar kerk wees wat staan in die middelpunt, net Christus alleen bestaan. U en ek is getuies hiervan. Laat Christus se getuienis jou getuienis wees. Laat Christus se getuienis my getuienis wees. Laat die hoop op die verlosser Jesus, die Christus, ons getuienis bly. En laat ons hierdie pad stap. Elke dag, solank ek kan. Want in Christus sien ek die hoop. Want Christus gee waarlik hoop. Net dit. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, ons kan nie anders nie as om 'n openbare getuienis van geloof te doen. 'n Getuienis om te sê, ja, Here, in U alleen glo ek, Vader, Seun, Heilige Gees, Skepper, Verlosser en Heiligmaker. Dat U, hoe langer hoe meer, U lig in my lewe skyn, sodat elkeen van ons die lig sal bly vind, want U laat ons U vind. Ons draai elke katesant aan U op, dat hierdie belydenis U wil sal bly, en ons volharding U genade sal weerspieël. Laat U naam geheilig word en U koninkryk in Jesus naam. Amen.